My thema vanoggend is verloor ons die aflosstokkie. Julle weet hierdie tyd wat ons nou in is, na die opstanding en ons is die hemelvaart. So hierdie 40 dae wat Jesus opgestaan het uit die dood uit, uit die graf uit, totdat hy hemel toe gaan, dis 'n belangrike fase in die teologie van die Christene gewees. So Jesus het daai Sondag aan, daai die Sondag toe opgestaan het en Emmausgangers verskyn. Nou hierso is nou die volgende gedeelte lees ek vir julle uit Johannes 20 uit. Johannes 20 vanaf vers 19 lees ons die volgende. Daardie Sondag aand was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, Shalom. Hy het nou vrede vir julle gesê, maar dis die Hebreëse woord is Shalom. En nou hier's 'n paar dinge wat belangrik is, né? Die Jode het hulle begin vervolg, so hulle bang vir die Jode. So hulle sluit die deure. En Maria het ons vanoggend vir julle gesê, gaan so lank Galilea toe en wag daar van Jesus, hy gaan julle kom sien. En wie is hy nou by hulle? En dan is die misterie wat gebeur, is, hulle die deur is gesluit. En dan skielik staan Jesus daar tussen hulle. So hierdie is iets van die opstandingsliggaam, die opstandingslewe wat misterieus is, wat ons nie ken nie. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Let net op, hierso praat hulle nie van Jesus of van die Christus nie. Hulle begin die woord die Here gebruik. Die Griekse woord die Kurios. Die Kurios. Hulle begin die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Hierdie is baie belangrike woord. Dis die hoeksteen van Christendom, van om Jesus die Here te doen. Die Kurios. Ek lees dit weer vir julle. Hy sê vrede vir julle, sê hy vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dis waar die aflosstokkie inkom. Jesus is 'n gestuurde van God die Vader. En nou sê hy vir die disippels, maar ek stuur julle ook, net soos ek gestuur het. Dieselfde opdrag, dieselfde legitimasie, dieselfde ordering, alles dieselfde. Hierdie noem ek die groot opdrag. Dit is die groot opdrag. Kyk, ek het dit gemis, maar dit is die groot opdrag. So onthou dit, Jesus stuur hulle soos hy gestuur is. Volgende vers. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit ook nie deur God vergewe. Hierdie is die bekragtiging van alles. Hy blaas oor hulle, hy sê ontvang die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die krag agter alles. Nie ek en jy nie. Die Heilige Gees. Dan sê hy nadat die Heilige Gees, hy sê vir hulle, julle sal goddelike dinge doen. Hierdie sondevergifnis is 'n goddelike ding. Jesus het moeilikheid met die Jode gekry, omdat hy sondes vergewe het. Hy het gesê, nee, net God kan sondes vergewe. En hier bring Jesus dit in, hy sê, as julle die Gees kry, gaan julle goddelike dinge kan doen. In Handeling, as ons hierdie teks in Handeling 1 vers 8 lees, staan daar, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. So hierdie is die groot krag agter alles. Ons het die groot opdrag en die groot krag. Maar daar is ook uitsonderinge. As ons verder lees, dan sien ons Thomas, wat ook Didymus genoem is. Een van die 12 was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. En dit is die vereiste van hierdie gebeurtenis. Jy moet die Here gesien het, jy moet hom persoonlik ontmoet het.
Ons sien dit later met Paulus. Paulus het nie Jesus Christus geken, hy later tot bekering gekom op die Damaskuspad. Daar by die Damaskuspad het hy visie gekry van Jesus wat in die hemel is, en die Here gesien. Toe kom hy tot bekering en hy word Paulus, hierdie sendeling. So die vereiste van hierdie hele ding is, jy moet die Here persoonlik gesien het. Dan gaan hy nou aan, sê hy, maar, dis nou nog Thomas gepraat, sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in die hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En dit is so. Daar's baie mense wat nie sal glo nie. Maar hierdie gedeelte herinner ons dat ons gestuurdes is. Ons geloof dis baie bepaalde spesifieke ding. Ons is gestuurdes soos Jesus gestuur het. So hierdie hele ding, lees ons ook in Romeine 8 vers 29, sien ons ook 'n glimpse daarvan. Kom ek lees vir Romeine 8 vers 29. Die wat hy lank tevore verkies het hy ook bestem om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. So Jesus is net die beginner van hierdie geloof. Hy is die Here. Die woord kurios beteken die meester, die loper. As jy 'n sleutel het wat dit alles opkom, dan is dit die loper. Dis die kurios sleutel. Jesus is die Here. So hy het net begin, die eerste een, en dan bemagtig hy die disippels, en dan bemagtig die disippels die volgende generasie, die volgende generasie, die volgende generasie. En in Kolossense lees ons van dieselfde ding. Dit is die geheimenis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. Die inhoud daarvan is Christus in julle. Hy is julle hoop tot heerlikheid. So hierdie hele ding beteken ons geloof, ons geestesbeweging wat op Christus gebaseer is, wat ons sê Jesus is die Here, is soos 'n aflos. Hy het gekom in die eerste aflosstokkie en hy het aan die 12 disippels gegee. Maar hulle was disippels gewees tot hy hulle gestuurdes begin noem en toe sê hy, julle word nou apostels. Apostoles is die Griekse woord vir gestuurde. Julle word nou gestuurdes. Toe gee die aflosstokkie vir die apostels. En in Handelinge lees ons van Petrus en van Paulus as volgende aflosouens. As jy Handelinge gaan lees, dan sien jy, hulle doen verskriklike dinge, goddelike dade. Lees hulle verhale. Hulle selfs in van die lande in Griekenland is hulle gode genoem. Hulle het gesê, jy is Hermes, en jy is wie ook al die ander god is wat ek sê. So, ons geloof, wat dit beteken, ons geloof is nie maar sommer net nog 'n godsdienst nie. Al die godsdienste in die wêreld is net godsdienste. Ons geloof is nie net dit, ons geloof is baie spesifiek, hierdie aflosding van Christus af. Hy het dit gebring, en oorgegee. Dis nie sommer net, dit gaan nie net oor 'n teaching wat die voorouders gedoen het nie. Dis 'n oorgee van Christus goeders. Dis nie net 'n geestelike gedrag wat jy bestuur by mense wat geestelik is nie. Dis nie net dit nie. Dis nie net 'n kaartjie hemel toe nie. Dis nie net gemoedsrus en kennis wat jy okay is nie. Dis hierdie ding van ons is 'n Jesus Christus ding. Hy is die Here. Dis sy legacy. En hoe dit werk, hy het die legacy gemaak en die Heilige Gees gaan die legacy in ons voortsit. Nie sommer net jy dink wat jy doen in sy legacy, nie die Heilige Gees het die legacy in jou voor. Ander plekke in Johannes sê Jesus, dit verseker ek julle. Wie iemand ontvang wat ek gestuur het,
ontvang my. En wie my ontvang die een wat my gestuur het. So hier sê Jesus baie duidelik, hierdie gestuurdes, as jy hulle ontvang nie vir my, en as jy my ontvang nie ook die Vader wat my gestuur het. Die verduidelik in die aflosproses heeltemal. So ons geloof is Christus se toepassing. Dis wat hy gedoen het. Dit gaan oor sy nederigheid. Nie, ons soek nie na sy goddelike eienskappe nie, ons soek na sy menslike eienskappe. Hy was volkome mens, al daai goeders. Baie mense begin hier soek na sy sondeloosheid, maar dit was sy goddelikheid. Ons sal nooit sondeloos kan raak nie. Jy moet nie heilig word, want jy gaan skyn heilig word. Ons soek sy menslike goeders, sy nederigheid, sy dankbaarheid, sy diensbaarheid, sy openhartigheid. Dis die goed wat ons moet hê, dis die goed wat ons moet leer. So ons geloof gaan nie net oor strukture nie. Strukture help ons baie, maar dit gaan nie net daaroor nie. Dit gaan nie net oor die denominasie nie. Denominasie definieer ons 'n bietjie, maar dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan nie net oor die sakramente nie, wat ons vandag gaan bedien nie. Dit gaan oor die inhoud van die sakramente. Doen jy wat die inhoud sê? Gaan nie net oor kerkisasie nie, gaan nie net oor 'n kerkding nie. Dis 'n Jesus ding. Dis 'n verbintenis aan Jesus Christus en dan noem ons hom die Here. Hy is die Here, die Kurios. So ons geloof gaan in essens oor ons verbondenheid aan Jesus Christus. En ons kennis van Jesus Christus, en ons insig oor Jesus Christus, en ons oortuiging van Jesus Christus, en dan ons aktivering in Jesus Christus. Dis waaroor ons geloof gaan. So ons geloof is dinge wat ons sien dat Jesus doen. Hy het vir God die Vader gesê, jy is my pa, jy is my papa. So as jy daai intimiteit van Jesus begin ontwikkel, wat jy vir God kan sê, papa, dan begin jy Jesus se ding uit. As jy agterkom, God aanvaar jou 100%. Hy is vir jou lief. Romeine 5:8 sê, hy was vir jou lief toe jy nog 'n sondaar was. Hy is vir jou lief om jou swartste swart. Hy is, as jy agterkom, hy is Immanuel. Hy is nie God net by my, hy is God in my. Hy maak ons deel van sy drome, hy gee ons 'n toekoms tot in die ewigheid in, en hy bekragtig ons met die Heilige Gees. Wat tragies is van die Christengemeenskap op die aarde. Ons het ander goed aangegryp, ons het ander goed die Here gemaak, ons het ander goed aangegryp. Ons het gesê, ons wil 'n kerk wees, wil geboue hê, ons wil beleidende skrifte hê, ons wil strukture hê, die baas en die papa, die paus, ons wil allerlei goed sê. Ons wil verdien om Christene te wees. Ons wil inkoop op die deal, ons wil reg godsdienst hou. Al die kerke probeer die regte manier van godsdienst in jou verkoop. En ons wil hemel toe gaan. Wil nie Christus se aflosstokkie weer ronddoen, ons moet eerder hemel toe gaan. Ons soek voorskrifte. Maar die antwoord is om te Jesus. So dit is eintlik baie eenvoudiger, as jy dit verstaan. So ons antwoord is nie supergodsdienstig wees, om te Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie aan hierdie belangrike beginsel. Ons geloof is om te sê Christus is die Here, Jesus is die Here, en hy het die afvalstokkie vir die apostels gegee, en so het dit uiteindelik in my hande beland. En ek gaan nou op my manier Jesus hier waar ek woon en werk, nie deur goddelik te probeer wees nie, maar deur Anton te wees met Jesus se legacy in my hart. Help ons om hierdie Christus is die Here geloof te verstaan, dat ons dit kan verstaan en leef en gaan vertel van mense. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen.